Goeiemôre, good morning. Ek hoop van harte dat jou oggend ook so heerlik is soos ons aan hierdie kant. Nou ja, soos ons vroeër genoem het, is vandag Werkersdag en ek en Rosanne het ook nou 'n bietjie gesels en gewonder, wat is ons regte en wat sal dit regte wees indien hulle ons nou hier sou wou afdank by goeiemôre, good morning. Jy sal laat ons bietjie tuis se masjien ook gedokter het, ek weet nie. En dit is vir ons baie lekker want ons gesels nou met Marina Botma, 'n groep menslike hulpbronbestuurder oor ons regte. Baie welkom, goeiemôre. Baie dankie, môre julle. Lekker om jou hier te hê. Marina, ek gaan sommer begin. Wat is ons basiese regte wat werknemers in Suid-Afrika het om seker te maak ons word regverdig behandel? Ons het twee wette wat ons beskerm. Dit is ons Basic Conditions of Employment Act en dan ons Labour Relations Act. Right, en nou moet daar 'n bietjie jou kennis gaan inwin en seker maak jy verstaan wat daar aangaan. Ja. Do you think that workers in South Africa are protected enough with those two kind of big acts that are supposed to be kind of making sure things work in our favor when we need them to? Definitely, Rosanne. So when we look at the Basic Conditions of Employment Act, it will it regulates your minimum wages, it looks at your working hours and overtime payment, it looks at your rights to join a union and then also your rights on leave days and all your different maternity leave, paternity leave, annual leave and sick leave and all of those things. And then when we look at your Labour Relations Act, it regulates your relationship between the employer and employee. So there we will look at if there's a process, if it's looking at retrenchment, it will explain you what the process is for retrenchment, and it will also look at if there is to be a disciplinary hearing. It will also explain the processes in the disciplinary hearing that should be proceed, the processes in it, ja. Hoe belangrik is so werkerskontrak? Ek gaan nou absoluut as 'n leek hier so staan ook vanmôre. Sê nou maar jy's jonk, jy het nou net klaar gemaak met skool, jy kry jou eerste job en hulle sê vir jou jy's nou maar die skiewe hier. Hoe belangrik is so 'n kontrak en waarna kyk jy waarvoor kyk jy uit? Ek gaan 'n stapie terug gaan met daai enetjies. So as jy gaan dit begin gewoonlik by 'n onderhoud. So en ek het vanoggend gehoor julle praat met tuis oor julle mense wat op hulle CV's jok. Ons vang hulle uit waar ons doen ons reference checks en ons vang hulle uit. Ja. So dit is belangrik as jy begin met 'n onderhoud, wees reg vir die onderhoud en hê vrae wat jy voor die tyd opstel en gaan doen jou navorsing oor die maatskappy as jy in 'n onderhoud sit en vra ook jou vragies. En dan is dit kom by die kontrak, dan jy nie soveel vrae wat by die kontrak kom nie. So goedjies waarna mens moet kyk in 'n kontrak sal wees wat gaan jou salaris wees nommer 1, okay? So ek weet soms wil mense dit nie vra in 'n onderhoud nie. Hulle is te skaam want hulle is te gretig om 'n werk te kry. So hulle is te bang om daai vrae te vra in 'n onderhoud. So soms kan dit is goed as jy dit vra in 'n onderhoud dan moes jy eintlik mekaar se tyd nie. Maar in die kontrak kyk na jou salaris. Hoekom ek sê kyk na jou salaris? Want jy moet dan vra wat is die ander voordele van die maatskappy? Is daar 'n medies, is daar 'n pensioen? Hoeveel is jou verlof daar? Is daar enige ander bydrae van die maatskappy? Want dit gaan beïnvloed wat jou netto salaris gaan wees op die einde van die dag. En wees bereid om die vrae te vra voordat jy net 'n kontrak teken en lees jou kontrak deeglik deur. We were chatting earlier when we were speaking about people that lie on their CVs. We were saying that there is such a need for people to work. So there are sometimes people that are just so keen to get a job that not that lying is okay, but they'll be like extra interested in the company or they'll do so much more and be able to say they'll work for less of a salary when actually they deserve more. Are you seeing that more and more because of the unemployment issue in the country? Definitief. Ons sien dit gereeld en dit is eintlik 'n nadeel vir jouself om te jok op 'n CV want jy gaan jouself onder soveel druk sit as jy die posisie aanvaar en jy's eintlik reg vir daai posisie nie. Maar in vandag se tyd gebeur dit en met AI en met al ons nuwe Google kan jy enige CV jy kan dink jy is 'n chirurg en dan weet jy nog nie eens hoe om 'n tamatie te sny nie maar dit gaan op jou neerkom op die einde van die dag dat ons gaan jou uitvang op of enige werkgewer kan sien dat jy het gejok op jou CV en jy is nie gespesialiseer in die posisie waarvoor jy aangestel is. So wat is die belangrikste om te onthou, jy weet jou verantwoordelikhede as werknemer teenoor jou werkgewer?
Baie belangrike vraag. Ons dink altyd aan die werknemer, wat kan ons vir die werknemer doen, maar dit is ook die werknemer se verantwoordelikheid nommer 1 om 'n diens te lewer. Want dit is waarvoor ons jou aangestel het en is 'n kontrak wat ons met jou geteken het. En dan moet jy weet wat van jou verwag word. Baie belangrik. So gewoonlik in jou kontrak sal hulle vir jou sê wat jou verantwoordelikhede is. If not, dan na die tyd gaan hulle vir jou verduidelik wat jou verantwoordelikhede is. Maak seker jy weet wat jou verantwoordelikhede is. Ja. En as jy nie weet nie, gaan vind uit, want dit gaan weer die tomaat en chirurg situasie wees. As jy nie weet wat van jou verwag word nie, en jy gaan dit aan jou werk doen, gaan jy op 'n punt kom waar jy dalk deur 'n performance review gaan sit dat jy nie jou werk reg doen nie. Yeah, that is Yeah. such a beautiful analogy, Dika Martin. If you have any questions for Marina that you'd like to share with us, make sure that you scan the QR code and send us a WhatsApp and we will chat through them then. I wanted to ask you, let's say Peter is my manager and we don't get along. There's something about our personalities that clash, we don't get along. He then gets rid of me. I don't want to use the word fire because fire is a bad HR word. He then gets rid of me, he works me out or makes sure that the environment is just so untenable that I don't want to work there anymore. What are my options then in terms of a process to follow if I feel like I have been unfairly dismissed? Ek gaan begin by jy hoef nie eers gedismiss te word nie. Ek gaan praat dat in die gedeelte waar jy nog steeds werksaam is by 'n maatskappy en jy voel daar's enige onregverdigheid, daar is stappe wat gevolg moet word. Mees belangrikste is altyd om alles te dokumenteer, hou notas daarvan, hou e-mails daarvan, maar rapporteer dit dadelik aan jou direkte bestuur en as jou direkte bestuur dit nie kan uitsorteer en jou maatskappy is groot genoeg en hulle het 'n HR departement, kan jy na jou HR departement toe gaan en dit bespreek, maar ook weet dat die CCMA hoef jy ook nie eers afgedank te word om 'n saak te verwys na die CCMA toe nie. Jy kan nog steeds werksaam wees by jou werkgewer om 'n saak te verwys na die CCMA toe. CCMA, al baie daarvan gehoor. Wie is hulle? Wat doen hulle? Die CCMA is die Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration. So, kom ons begin by die eerste gedeelte. Daar is 'n kommissaris wat na jou saak gaan verhoor. Dis die commission gedeelte. En dan is dit die mediasie en konsiliasie en arbitrasie. So wanneer jy sal hulle noem dit 'n LRI 711 vorm wat jy invul. En dan gaan jy nou jou klagtes op die vormpie sit en dan stuur dit nou in vir die CCMA en dan sal jy kennisgewing kry wanneer jou saak gaan voorkom. En dit is dan wanneer die kommissaris sal sit en na albei kante van die situasie luister, maar hulle gaan altyd eers kyk of hulle nie tot 'n skikking kan kom nie. Ja. En dit is waar die mediasie gedeelte nou inkom. As hulle nie tot 'n skikking kan kom nie, dan is dit 'n woord wat hulle gebruik non-resolution wat hulle sertifikaat uitreik en dan het jy 90 dae van daar af om die saak te verwys na arbitrasie toe. Ek het een vraag voor ons by ons kykers se WhatsApp uitkom. As jy nou 'n saak CCMA toegevat het, is dit soos met 'n kredietprofiel waar dit jou negatief affekteer as iemand anders jou wil aanstel en dan sien hulle, o, maar as hy nie vir Pieter na die CCMA toegevat, sy's trouble. O nee, glad nie. Nee, Is dit alles baie nie anonymous, Yes. dit is as daar 'n saak, as 'n arbitrasiesaak in die werkgewer se guns of in die werknemer se guns bevind is, dan is daar 'n rekord daarvan, maar dis nie laat dit iewers op 'n leer of op 'n e-mail of op 'n stelsel gestoor word vir mense om te sien nie. Nee, glad is nie 'n nie. moeilikheid maak nie. Ons het wel 'n WhatsApp ingekry van anoniem, 'n vraag, baie dankie. What is the income threshold to receive access to help from the CCMA? So ek gaan onder korreksie praat. So ek dink dit is tans net so onder die R262,000 per jaar wat jy kan moet verdien om die CCMA te kan gebruik. Maar dit is vir konsiliasie en arbitrasie. So as jy meer as dit verdien 'n maand, kan jy nog steeds die CCMA, kan jy nog steeds 'n saak verwys na die CCMA toe. Hulle gaan jou net kan help tot en met konsiliasie. En dis 'n nuwe wet wat nou ingetree het 1 April 2025. En as jy nou oor daai threshold verdien, kan jy nog steeds konsiliasie, as jy nie 'n skikking kry by die konsiliasie, dan gaan jy die saak moet verwys na arbitrasie toe, na die arbeidshof toe, of soos ons dit ken, die Labour Court toe. So meer as R262,000 per jaar. Per jaar, ja. Reg so. Ja. Ek maak dit net. net so vinnig, ek meen die werk wat jy ook doen, ons praat nou hier van die kontrakverpligtinge en so aan, maar mens kry ook mos maar net 'n gevoel as werkgewer as jy iemand
aanvanklik ontmoet en vir hulle 'n werk aanbied, die CV sien, dan weet ou sommer dadelik, nee wag, hierdie is 'n kansvatter of nie. Jy kry daai gevoel. Ek weet hulle sê vrouens het meer daai gevoel as wat mans het, maar jy kry daai gevoel. En dit is goed ook as jy in 'n maatskappy is wat assessments doen. Ons hou daarvan om evaluasies ook te doen op die mense en dan natuurlik reference checks. Dit is baie belangrik want jy kan 'n AI boffin wees en vir jou fantastiese CV opstel, maar ons staan terug op om daai references te bel en vorige werkgewers te bel. 'n Goeie ding wat ek vir julle kan sê is dat jy mag as 'n werkgewer, as 'n ou werkgewer, mag jy nooit 'n slegte reference gee nie. So jy kan nie sê die ou was afgedank gewees of ons het hom gefire of hy het beklei of hy het geld gesteel of iets nie. Jy mag nie 'n slegte reference gee nie. Jy mag net sê dat die dienste beëindig is in die maatskappy. Ja. Maar dan hoe weet ek as nou die toekomstige werkgewer dat Pieter bly is en hy beklei met almal? Daar kan jy hom maar self moet uitvind en 'n goeie performance review moet hou. Nee, ek voel baie wyser. Baie dankie Marina vir jou Dis 'n kuiertjie vanoggend. Ja, hierdie was verskriklik insiggewend. Op Werkersdag het ons jou nou laat werk, maar dit was vir ons baie Dis 'n goed dat jy plesier, met ons dankie, kom Anna. gesels het. Daar sê, kry solank die brandblussers gereed, want die tekkies gaan nou brand. Jy weet natuurlik van wie ek praat. Ek weet baie goed, kan nie wag nie. Ja, want net hierna gesels ons met die ikoniese Arien Louise van Wyk. Sy's nie net 'n kunstenaar nie, sy kom gesels bietjie oor die motiveringspraatjies wat sy doen. So bly net waar jy is. Goeiemôre, good morning is nou weer terug. Lekker.